daar's verskillende style. Jy kry 'n upright, verskoon die Engels, dis nou maar so kom maar van die Japaneese vertaling so die tyd. So jy kry 'n regop rangskikking, dan kry jy 'n slanting wat 'n plat rangskikking is, en dan kry jy jou contrasting, jy kry landskappe, so daar is vreeslik baie style. Nou ek gaan probeer om van die style te doen. Nou jou upright skik, ek is nou by basies. Die heel eerste basiese rangskikking wat jy leer is om 'n upright rangskikking te doen. Nou hierdie rangskikking is nou 'n lekker klomp. Maar weet jy wat moet jy baie versigtig voor wees? Wanneer wat ek nou net sê, ons gebruik nie oase nie, hoor. Ons gebruik kensans, lekker swaar. Dis nie die oues van my ouma wat die spykers so ver uit mekaar was en lekker ingeval het nie. So dis lekker swaar. Maar as jy nou jou hooflyn insit en dit is 'n regop tak, dan sit jy om hom regop te laat vertoon in jou kensan. Ons praat van 'n kensan, hoor, dis maar 'n spyker. Dis jou hooflyn en jou beginpunt moet regop wees. As ek hom net hier gaan indruk, lyk hy nou vir jou na upright? Nee. So dis een van die belangrike basiese goed. Jy moet baie goed, as jou basis nie reg gelê het nie, gaan jy maar bietjie sukkel vorentoe. So jou, en waar jy hom indruk in hierdie, ek sien nie die puntjie nie, die swaartekrag van jou takkie bo, en hier moet in lyn wees. So, dit is nou, en dan kry ons gewoonlik is filler materiaal, en om netjies te werk jy met jou takke meestal in 'n ry hierso. Jy prop nie rond en rond soos in 'n oase in nie, hoor. Jy sit dit mooi netjies by mekaar. Nou hierdie tak, die basis van Ikebana is 'n asymmetriese driehoek, kontras in vorm, kleur en tekstuur. En wat ek nou vir jou gesê het is 'n mondvol, want dit kan ook nog varieer van. So hierdie is nou ligte takkies. Hier moet 'n asymmetriese lyn wees. As ek dit sê, bedoel ek tussen die hooflyne, hoor. Net kyk met hierdie tappie luister. Kyk waar jy ek moet kyk. Jy skuif partykeer die kens aan en dan omdat hierdie tappie so lig is, kan ek my hooflyne 'n bietjie sterker wil maak. So ek kan hier 'n tappie bysit om hom sterker te maak. Maar ek moet baie goed kyk wanneer ek dit insit. Om nie spasie, julle Ikebana is op spasie opgebou, né? Ons sê altyd die wind moet daar deur kan gaan. So ek moet baie mooi kyk dat ek nie as ek 'n spasie skep, jy 'n bietjie wil skuif as jy dalk, as ek 'n spasie skep, moet hom dan nie gaan vol stop met iets anders te. Daar is, jy kan 2 lyne hê en jy kan hulle so sit, maar dis toe. Maar die oomblik wat jy bietjie oopmaak en spasie skep en hoogte gee, dan kry jy beweging en dan kan die wind weer. So dit is nogals belangrik om seker te maak dat wanneer jy jou takke insit, oppas op nie soos bokhorings te rangskik so en so. Dit moet so of so iets, né? Okay. Nou goed, en nou die keuse van materiaal is geweldig belangrik. Omdat hierdie takke geen blare het nie, en ek moet die mond van die rangskikking moet ek toekry. Moet ek nou kyk watter blom gaan ek nou gebruik, en dahlias is 'n moeilike iets om mee te rangskik, want sy kop is maklik swaar, maar maak maklik so. So jy moet baie mooi kyk ook dat as jy jou materiaal kies, laat jou blomme julle son toe, na God toe. Ons rangskik nie so. So ons sit nie goed so. So jy draai hom tot hy opkyk. Hy moet na die son en na God toe kyk. So ek gaan nou hierdie jou mooiste blom is jou object, nie jou oopste blom, jou mooiste blom. So, daar is ook nou weer reëls 2/3 van dit of dat wat hy lank moet wees. Nou ja, gaan nou nie, dit leer mense ook maar met die jare vir jou. Maar sien jy nou wat gebeur hierso? Sien jy nou droepie is die knop wat jy aan. Dan stel jy hom maar af. Want ek wil hier is jou object. Hier is jou subject, dit is jou hoogste tak, en dan hier is jou prominentste blom. Ekskuus, het jy vir my gevra? Ja, jou mooiste blom is rangskik jy hier, nie jou oopste nie.
Ons is altyd geneig om te kyk watter is die oopste roos, ploinks? Nee, nie die oopste ene nie, die mooiste een. En hy moet opkyk. So kyk nou maar, opkyk bedoel, al raak hy net die horison en hy gaan nog so op, is op, maar nie so. Okay, so dit is nou eintlik my hooflyne, en dan kan ek nou sien hoe kom sê hy die oopste blom. Dis die oopste blom. Maar hy is nie vir my hier, hy is te swaar vir my ligte takkies. So nou kan ek kyk, ek kan nou 'n filler materiaal insit. Nou kyk hy nou net blom, hy is so gegroei. Jy kan dit nou sien, nee. Nou ek moet nou sorg dat hy opkyk. So dan draai jy aan hom, tot hy nou vir jou, as ons, dit is al gewoonlik maar weer case by case. Hierdie is te ver, hulle het kontak verloor hierdie twee blomme, kan jy dit sien? So jy sit iets op, 'n blom se agterkant kan natuurlik ook baie bydra tot dit. Jy sien alles van vol van voor te sien. Ek kyk, wat is, en dan, jy kan, hier is genoeg takke, so dit voel nie vir my asof ek nodig het om daar, so as ek nou hierdie een vir 'n fillerblom insit, as hy ook net so staan, is dit vir 'n ikebana oog bietjie te veel in die gesig. So ons hou daarvan om hom so bietjie 'n draai te gee, hy moet langer wees. Nou as jy 'n korter, dis die tongfiller, en as jy 'n korter blom gebruik, dan jou oopste blom is jou kortste blom na agter. Vreemd, nee, maar dit trek die oog mos deur. Sodra jy iets het wat hom hier blok, dan sien jy niks verder nie. So as jy nou jou derde blom wil insit, dan kan jy, dan is hy, jou oopste blom is dan na agter, die korter oper blom. Na agter bedoel ek nie uit die rangskikking nie, maar dan sit jy jou korter, nou net so vir julle draai, dat julle daai knop beter kan sien. Nou ek kan nou besluit of ek nou daai knop wil hê, die knop gaan ons nou maar 'n bietjie afhang, in 'n blom, en of ek die knop wil hê in 'n as my filler en dan haal ek die ander blom uit. Ek sal maar hierdie ene eerder verkies vir my persoonlike gevoel. Dan ek nou eerder hierdie knop in plaas van daai blom. So en dan omdat die blare van hierdie blom self nie 'n sterk blaar is nie. Niks moet verlep vertoon nie, jy sny vir dit af, niks lê op 'n rand van iets nie, niks word gestit deur iets anders om hom so te hou nie, hy staan of self of jy soek iets anders. Maar nee, so ons gaan nou besluit, ek gaan nou hierdie, skies julle dat ek nou so half dans al om die rangskikking, hierdie blaar gaan ek nou aan hierdie kant, en sien hoe kort wil ek nie. Hier kom niks by, ek is by 'n basiese rangskikking hoor, niks kom verby hierdie blom. Dit is ons nou my object, so jy gaan nie hoor. As ek die blare insit, ek gaan dit nou nie by al die rangskikking sê nie, maar hierdie is dieselfde plant se blaar, maar kan jy sien dat party soontoe kyk en soontoe. Nou jy gebruik dit, jy gaan nie die twee nou so by mekaar sit nie. Draai een, wys die ander kant van 'n plant. Moenie, ja, ek wil eintlik maar sê, ja, gebruik die agterkant van 'n plant kan net so mooi wees, né? So ek gaan nou hier ons rangskik nie in 'n driehoek so, as ek praat van 'n driehoek, bedoel ek 'n plat driehoek. Ons rangskik nie sommer net 'n plat driehoek nie, omdat hierdie, ek kyk of hierdie blaartjie kleiner is. Hulle moet ook net dieselfde hoogtes wees nie, hoor. So as daai een so is, dan sit ek nou hierdie en 'n anderster in, as ek om hierdie kant wil insit, 'n bietjie agtertoe. Net om die beet kry. Daar sê, dit is nou 'n heel basiese rangskikking wat jy nou kry. So hierdie is om die bek, ons praat maar van die rim van die container van die bouer, om hom sagter te maak. So mens wil nie graag hierdie rand sien nie. Ekskuus, as jy 'n plantmateriaal kies vir jou rangskikking, is daar 'n reël waar jy moet kyk dat die kleure bymekaar pas of die teksture, of is daar nou rules? Kom as jy sê, dit is 'n moeilik, jou vraag is baie belangrik en moeilik om te antwoord, want ons het nog altyd die uitsondering van case by case. Okay.
en ek sê die kombinasie is vreeslik belangrik omdat hierdie so kaal is, nê. Gaan ek nou nie 'n lelietjie wat ook 'n kaal stammetjie gebruik nie. Want dan gaan jy vreeslik sukkel om hier 'n bietjie volume te kry onder. So jou kombinasie besluit jy myself, ek meen jy kan 'n klein miniature daar vark oor die by sit. Maar nie daai groot wat dit so mooi ons tyd doen. So jou oog gaan vir jou sê wat is in balans. So jy gaan nou sien, jy gaan nie protea inbysit. Jy kan dit dan kry, maar nie in hierdie rangskik nie. So jy kyk maar baie na jou plantmateriaal. As ek 'n ligte rangskikking wil hê, dan is alles min of meer lig. Nou hierdie, as ons praat van die asimetriese driehoek, is dit van hier tot hier tot hier. Nie dieselfde en tot hier. Nie die asimetriese driehoek beteken twee is nader aan mekaar en die ander is verder. So jou driehoek lyk so, nie simmetries nie. So hierdie een en hierdie een is mos nou baie verder van mekaar as hierdie twee van mekaar en daai twee. So dit is, met jou oog leer dit gou hoor. Dis nie dat ons gaan staan met 'n gradeboog en kyk nie. Al wat jy weet, is dis die langste een en hierdie een is altyd jou kortste. So hierdie is jou langste afstand van mekaar. En dan die. So dit is nou, jy begin hier, jy eindig hier.